Het julle 'n lekker lang naweek gehad? Ek sien wie het 'n lekker lang naweek gehad. Kan ek net gesien, so 'n paar van julle. Ek het moeite gedoen en volgende paar van julle gevra wat het julle oor die lang naweek gedoen en ek het verskeie antwoorde gekry. Iemand het vir my gesê dat hulle het glasdeure ingesit op hulle stoepie. Iemand anders het vir my gesê dat hulle moes werk by hulle restaurant. Iemand anders het vir my gesê dat hulle het bietjie weggegaan die naweek, maar hulle het teruggekom want hulle wou vanoggend graag hier wees. So wel dan vir julle. En dan het ek toe ek donderdagmiddag vinnig huis toe gaan. Toe stop ek daar by Engine en my een wiel is pap en ek moet my wiel pomp en ek stop daar by Engine en twee petrolpompe langs my staan. Ek neem aan dis nou maar vriende, maar hulle staan daar met hulle jetskis en hulle bote en ek dink by myself, must be nice. Must be nice. Jy weet, en hulle gooi toe nou petrol daarin en ek weet wat hulle nou die lang naweek gaan doen. En ek het so met 'n paar iemand anders het vir my gesê, hulle het die hele naweek omdat hulle alleen is, net so 'n bietjie tyd in die woord spandeer. Ek hoor wat die Here vir hulle sê en toe kom hulle agter dat hulle buurman, 'n kleerlingman, dien ook die Here en hulle begin toe gesels oor dit. So dit klink vir my ook na 'n goeie manier om die naweek te begin. So kom ek vertel gou vir jou van my lang naweek. So my lang naweek het begin donderdag, toe jy weet middag toe gaan pomp ek nou die wiele en ek kom terug en ons doen Bybelskool en direk na Bybelskool toe ry ek net uit na Reeboks Kloof toe en Reeboksfontein. Ek kan nooit onthou wat sien van die twee dit is nie, maar ry ons hier uit en ons jeugkamp was al gewees die naweek en ek het die voorreg gehad om donderdag aand met ons tieners te gaan gesels oor die feit dat moenie aan die slaap geestelik raak nie en ek klim in my kar en ek's net so voor 11 terug by my huis en ek kom by die huis en weet julle wie kry ek wakker? John Mark Schnettler, daai klein Schnettlertjie. Nou 3 weke oud is en ek is so bly en sy ma sê ek is so bly is by die huis, vat hom net. Nee, ek jokes, hy het nie dit gesê nie, maar haar oë het dit gesê en ek het hom gevat en ek het met hom gespeel en dit was vir my so amazing. En so hierso net na 12 toe gaan klim ek nou in die bed en ek sit John Mark in sy kot en ek gaan slaap. En 3 uur Vrydagmôre toe gaan daar 'n alarm af in ons huis. Wie. Dit klink nie, dis nie my huisalarm nie. Maar dadelik jy weet daai wanneer jy wakker word en jy weet iets is nie reg nie. Weet julle waarvan ek praat? En ek word wakker en ek spring op en ek vat my German Shepherd. Nou my German Shepherd slaap langs my want die broer wat waag om in my kamer in te kom gaan gevreet word. En ek sien sy kyk my sy's van hierdie is die oomblik waarvoor ons gewag het. Jy weet hierdie is nou. En ek sê kom Sky en ek het haar nie op die leash nie. Ek het haar altyd op die leash. Ek het haar nie op die leash nie want sy's lankal lus vir iemand om te vreet. En ek hoor dis my skoonouers se kar wat buite ons huis staan wat se alarm afgaan. En ek sê pappa, dis tyd. En hierdie gaan nou dalk bietjie oversharing wees, maar ek moet julle nou die hele storie vertel. Maar ek sal my onderbroek en ons is uit. Want dis warm, en ons het nie 'n aircon nie. En ons is daar uit en ek sluit die hek oop en toe ons buite kom en ek kon sweer ek het iets gehoor, maar toe ek buite kom toe sal niks nie. Die kar se alarm, die liggies van die alarm gaan net af. En ek staan so vir 'n oomblik en ek dink, maar toe ek na my hond kyk, toe weet ek iets is nie reg nie. Toe ek na my hond kyk, toe sien ek sy is paraat. Jy weet jy ken jou hond. Sy sal altyd, jy weet, living her best life in my tuin, jy weet, dit is nie houding nie. Ek sien hoe hierdie hond gefokus is en ek sien hoe hierdie hond snyf en sy's besig om te en sy loop en ek sien sy's daar in die plante en dan dink ek, wat gaan aan met haar? Dalk was daar iemand en toe die alarm afgegaan het van die kar, toe hardloop hulle weg. En ek staan nog so en toe ek so terugkyk, toe sien ek hierdie foto. Lans, sit gou vir my dit op asseblief. Toe sien ek daai foto. Welkom in Klerksdorp. En al twee agterste bande van my skoonouers se Everest is afgesteel. En die voorstes was al die wiele was losgemaak, al die nuts is afgehaal en net 2 is op. En ek staan daar en daar gaan 'n paar emosies deur jou wanneer so iets gebeur. Die eerste een is woede. Van hoe durf hierdie skirminkel in my erf kom en dan kom al vrees oor jou. Wat as hulle nog hier is? Jy weet en ek sê Sky, kom hier pappa. Ek het nie 'n handwapen nie. Ek bid. en ek roep vir Sky en ek kon toe sien hulle is nie daar nie en dadelik roep ek toe my skoonma en my skoonpa is uit want my skoonpa kon nie slaap nie en so een hierdie oggend toe drink hy slaap hulle. So hy is hy's uit so kers en ek roep my skoonma en ek sê vir ek is so jammer
hierdie het nou net gebeur. En sy kom staan daar en sy sê, ai my seun. En julle, dit is die rofste maand van my lewe. Hierdie laaste maand. Nog iets. Vir my is dit nog iets en ek staan daar. En ek is kwaad en ek is en ek dink by myself, ek wil net nie Gideon moet hiervan weet nie. So kan ek julle mooi vra, moet asseblief vir Gideon vra. Ja, hulle was in julle erf. Want ons probeer hom ook beskerm, want ek wil nie hê my kind moet in my eie erf bang voel nie. Jy weet, en kinders verstaan nie dat ons nie hoef bang te wees nie. En die grys ding is net hoe die Here voorsien in hierdie oomblik, want 2 huise vir my af bly my beste vriend en sy alarm gaan toevallig 3 uur af. So hierdie 10:45 gebeur. 3 uur gaan sy alarm af en ek WhatsApp hom. Ek sê, is dit jou alarm? Hy WhatsApp terug. Hy sê, ja, hoekom is jy wakker? Ek sê, hulle het net en ek stuur vir hom hierdie foto. Ek sê, hulle het net die wiele gesteel. Ag, en hy stuur net vir my WhatsApp en ons praat saam en en ek voel toe nie so alleen en die ander ding is jy voel alleen en jy voel magteloos. As hierdie ooit met jou gebeur het, jy voel magteloos want jy staan hier en ding, wat nou? Druk toe die panic button, ons sekuriteitsmaatskappy kom uit en hulle kom kyk en al wat hulle kan sê is sorry, né? Ons sal die polisie bel. Die polisie kom toe daar aan en neem toe verklaringe en maak 'n saak oop want ons dadelik sê ons gelukkig, dankie tog vir versekering. En terwyl hierdie hele storie afspeel, is ek nou wakker. Kom nou net van die jeugkamp af waar ons amazing goed gesien het. Die Here is besig om te werk. En dit voel vir my net as ons 'n wen het, is daar verloor. Net as ons iets fight, dan sal 'n teenkanting. En ek stap so en ek praat met die Here en ek weet nie wat jy doen as jy deur sulke goed gaan nie. My BC dae het ek hemelse tale, het ek ander tale gepraat, maar is nie hemelse tale gewees nie. So 'n paar woordjies rondgegooi. Maar hoe langer ek met die Here 'n pad stap, wanneer sulke goed my tref, en met ons gebeur, dan vind ek myself ook net met die Here hieroor gesels. En ek stap daar in die erf en ek probeer kyk waar het hulle deurgekom en ek kom toe agter, weet jy wat is die ergste? Hulle gebruik jou eie pavement. Hulle gebruik jou eie baksteen. Hulle bring nie eens hulle eies nie. Jy weet, hulle bring hulle eie, hulle vat my baksteen. Nou moet ek dit ook nog regmaak. En ek praat met die Here deur hierdie hele ding. En die Here sê vir my die volgende. Hy sê, "Marius, dink jy dis toevallig dat hierdie gebeur het? Julle is besig om te praat oor geestelike oorlogvoering. Het jy nie gedink jy gaan teenkanting kry nie?" Ek sê, "Here, ek weet, ek het die gemeente gesê daar's so groot rooi kol op ons, maar ek het nie hierdie verwag nie." En ek hoor die Here vir my sê, "Nee, jou fokus is op die verkeerde plek. Ek wil hê jy moet iets anders beleef." Hy sê vir my, dink net gou, wat hierdie wakker gemaak het in my hart rondom wat die Here vir my werklik probeer sê, want ek eers sê ek, Here, ek bid dat hierdie ouens 'n kramp sal kry in hulle kuite. En jy probeer dink, was dit ouens in 'n kar het hulle gehardloop, sit hulle op voet, jy weet wat ook al, en jy gaan deur al hierdie goeters en jy probeer dit uitfigure en jy praat met die Here en jy sê, Here, het ons nie genoeg die laaste maand deurgegaan nie, en was ons nie genoeg curveballs nie, hoekom, Here? En ek beleef het heeltyd hierdie gevoel van ons meer, there's something more. Daar's meer wat ek vir jou wil sê. En ek stap en ek sê, Here, is reg. En die polisie kom daaraan en ek begin toe met die polisie 'n bietjie gesprek hê en hulle, ek wil net vir julle sê, ek is so trots op Cloudstop. Ek weet baie van julle het al ook slegte ervarings gehad, maar ek wil net vir julle sê, hulle was top notch geweest. Hulle was op dit geweest en ek was soos, ek sê vir Jeannie, ek het glad nie dit verwag nie. Ek sê ek is so dankbaar vir daai polisieman en polisievrou wat daar was. Hulle was wel baie bang vir my hond. Toe sê ek, ja, hierdie is 'n polisiehond. En die polisieman sê vir my iets. Hy sê vir my, jy weet meneer, hierdie boewe is opportunistiese boewe. Hy sê hulle is opportunisties. Hy sê wat hulle doen is hulle stap rond en hulle kyk. En hulle kyk waar kan hulle maklik inkom en waar kan hulle maklik steel. Nou ek beloof hierdie kom by die woord uit, hoor. Ek deel nie net my probleme met jou nie. Hy sê hulle loop en hulle kyk waar's 'n erf wat maklik om in te kom. Nou my muur is so hoog. As jy my kyk, ek kan oor my muur kyk. Daar's 'n paar keer wat ek al dalk my sleutels by die kerk vergeet het en dan self oor die muur gespring het. Maar ons praat nie daaroor nie, jy weet. Dis 'n lae muur. En hierdie lae muur was nou obviously vir hulle 'n maklike plek om in te kom. En hier staan hierdie kar buite, want ons het nie plek vir hulle. Ons huis langs die kant is te nou vir hulle om verby te ry. Hulle kar is te groot vir die garage wat ek het, so hy moet buite staan. En nou staan hierdie kar hier buite. En hulle sien die kar en hulle sien hier's 'n geleentheid. Hy sê, en wat hulle doen is, hulle loop rond met 'n spanner en met 'n jack, en hulle kyk. En dan wanneer hulle daai kar sien, hy sê, hulle is nie in kar nie, hulle loop. En dan loop hulle, en wanneer hulle daai kar sien, dan klim hulle oor die muur, en hulle begin, hy sê vir my, en dit vat lank, hulle 3 die oggend, almal slaap, niemand gaan hulle hoor, hulle praat nie met mekaar nie, hulle het presies uitgewerk, wie doen wat, want as hulle praat, gaan iemand wakker word. En dit is so, my worshonde wat veronderstel is om my alarms te wees, hulle het nou vir 2 dae nog nie kos gekry nie,
Jy weet, my worshonde, hulle blaf vir 'n blaartjie wat buite waai. So hierdie ouens was so stil, hulle daai wiele so losgemaak, dat nie eers my honde wat reg agter hulle, by 'n oop venster is, hulle gehoor het nie. So hy sê, hulle vat hulle tyd, hulle stadig. Hulle het tot my buite badkamer gebruik, en ek het dit sê, nie is die kraan toegemaak nie, ek meen, maak jy die kraan toe, weet julle wat kos water in Klerksdorp? En toe hierdie polisieman dit vir my sê, en ek stap weg, en ek begin weer bid, en ek begin met die Here praat, beleef ek hoe die Here vir my sê, maar Marius, dink gehoor, wat het jy laas Sondagoggend gesê? Laas Sondagoggend het ons gepraat, en ons een van die geskrifgedeeltes waaroor ons gepraat het, was 1 Petrus 5, vers 8, wat die volgende sê, wees nugter en wees waaksaam. Julle teenstander, die duiwel, loop rond, soos 'n brullende leeu, en kyk, op soek na iemand wat hy kan verslind. Hulle loop rond, en kyk vir 'n easy target, om te steel. En ek kan nie vir julle verduidelik, dis nie soos die Here sê nie, Marius, dis nie ook die Here hoor nie, maar ek hoor hom hier. En ek hoor hoe hy vir my sê, jy weet, dis presies wat met jou skoonpa se Everest gebeur het, is presies wat met Christene gebeur. Die vyand loop rond en hy kyk waar's lae mure, ek wil amper sê, hy kyk rond, wat se Christene loop kaal rond. Dalk moet ons volgens se tema maak as jy kaal, maar moenie dit op YouTube sit nie, want jy weet almal gaan daai preek wil kyk. Want die vyand loop rond en hy kyk, as jy nie die gevegswapenrusting aan het waar ons laasweek begin gesels het nie, is jy 'n easy target vir die vyand. En ek lees 'n boek in hierdie tyd ter voorbereiding van hierdie ding, en die boek se naam is Your Story as a Villain deur Jonathan Plecludo, en ek raai jou, as jy oor geestelike oorlogvoering 'n moderne boek wil lees, hierdie boek is briljant. Maar hy sê die volgende in die boek, hy sê, we enter into spiritual warfare the moment we confess faith in Jesus. The moment you say, Jesus, I trust that you died for my sins and that God raised you from the dead, everything changes. At that moment, you set foot in a battle. You enter into spiritual conflict that you and I don't think enough about. A spiritual conflict that you and I don't think enough about. En dan sê die volgende, the villain is coming after you. He is after your beliefs, he is after your children, he is after your purity, he is after your marriage, he is after your business. Anything he can do to make you unsuccessful, he will do. So you have to be ready. You have to be prepared. Because if you aren't prepared, you will get hurt. Ek het hierdie in die boek gehighlight vroeër die week, min wetend. Dis wat vir ons kom. Nou sal aan die einde van vanoggend praat oor hoe die aand toe nou geëindig het. Maar ek dink aan hierdie gedeelte waaroor ons praat in Efesiërs 6. Nou as jy laasweek nie hier was nie, ek dink jy het uitgemis. Die Here is besig met iets amazings in ons gemeente, dat ons sal opstaan en die aanvalle van die vyand sal begin teestaan. En in die begin van Efesiërs 6 kom Paulus en hy skryf aan hierdie gemeente en hy sê vir hulle, daar's 'n geestelike geveg rondom ons almal aan die gang. Hy sê ons moet bewus wees daarvan. En hy sê ons kan die vyand teestaan, en laasweek het ons vir mekaar gesê dat ons het gepraat oor die beld van waarheid, dat ons moet waarheid glo, dat dit hou alles by mekaar. Ons het gepraat oor die borsharnas van geregtigheid, my en jou keuses, bewaak jou hart, skryf Spreuke sê, bewaar jou hart waar alles wat bewaar moet word, want vanuit dit vloei die lewe. En toe het ons ook gepraat oor die skoene van die evangelie. Dis moeilik om in moeilike plekke in te gaan as jy nie skoene aan het nie, en wanneer ons die goeie nuus van Jesus het, is ons veronderstel om in hierdie oorlogsveld in te gaan, en te gaan deel waarmee Jesus besig is. En nou wil ek vanoggend aangaan en ek wil praat oor die res van hierdie. Die eerste een wat hy dan nou sê, is hy kom praat oor die geloof, en dis nou Efesiërs 6 vers 16, hy sê die volgende, en by dit alles, die skuld van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vurige pile van die bose te blus. So hy sê, okay, julle het julle beld, julle het julle skoene, julle het julle borsharnas. Hy sê die volgende ding wat jy nodig het om op te tel is die skuld van geloof. Nou, onthou, as jy kan onthou, laasweek het ons vir mekaar gesê, die rede hoekom Paulus hier die beeldspraak gebruik van wapenrusting, is want hy sit langs 'n soldaat, hy is heel moontlik aan 'n soldaat vasgeketting, en terwyl hy besig is om hierdie gemeente in Efese 'n brief voor te skryf, hier is die einde van die brief, kyk hy na hierdie soldaat en hy sien goed en die Gees lei hom dat hy moet hierdie woorde neerskryf. En elke soldaat het 'n skuld. Nou dis nie, ek weet van julle kinders en dalk van julle kyk Avengers en kyk Captain America. Dis nie daai ronde asblik dekseltjie. Hulle het nie hou nie so ene vas nie. 'n Romeinse soldaat
die algemene Romeinse soldaat se skild was 1,8 meter hoog. Dis so groot soos 'n deur op 'n hobbit se huis, maar dis amper soos 'n deur. Jy weet, ek is 1,7, ek dink ek is 1,78, so met ander woorde, daai ding is groter as wat ek is, en jy moet nou daai ding dra, en hy's nogal swaar, hy's gemaak van soliede hout, en net as hy gemaak van soliede hout nie, hy het ietsie oor, so die doel van hierdie skild was in daai tyd, wat het AK-47's natuurlik nie bestaan nie, so hoe hulle geveg het, is hulle met swaarde geveg, en baie van hulle vyande, veral die Romeinse vyande, het geveg met pyle en bo. En wat hulle sou doen is, hulle het 'n pyl gemaak, die vyande van die Romeine, het 'n pyl gemaak, en hierdie pyl se voorpunt het hulle 'n groot stuk leer aan vasgemaak, wat in olie gedoop is, en in olie geweek is, en dan steek hulle dit aan die brand, en dan skiet hulle op die Romeine. En vir 'n lang tyd het die Romeine net hierdie houtskild gehad. Maar wanneer hulle hierdie pyle keer, dan sal daai skild aan die brand slaan. Wat beteken die persoon wat agter hom staan steek ook aan die brand, en jy strek daai ding vas, jy kan hom nie net los nie. Dis hoekom in die een hand hou jy vas, en in die ander hand het jy jou swaard. Ons gaan nou oor die swaard praat. Maar jy het nodig om dit af te weer, en wat hulle toe agterkom is, die vyand raak slim, want hulle vuur nie net meer gewone pyle af nie, hulle skiet nou pyle met vuur. En dis wat Paulus hiervan praat. Jy kan dit gaan lees. Hy sê, wanneer die vyand die vuurige pyle afskiet. So wat hulle gedoen het om dit teen te kan, is hulle het leer gevat. En hulle het die Romeine het leer gevat, en hulle het dit in water laat week. En hierdie leer het hulle dan gevat, en hulle het dan die skild omgetrek met dit, seker freedom of movement badge onder aangesit, jy weet, want is vol leer, en hom toegemaak, en dan het hulle gegaan, en hulle het in oorlog gegaan, en wanneer daai pyle gevuur word, is daai leer so dik en so nat, dat die pyl tref, en hy val dadelik, en die water blus die pyl. En wat Paulus hier sê, is hy sê, daar gaan aanvalle kom. Nou hoor my net uit, wanneer jy geestelike oorlogvoering doen, wanneer jy die vyand begin teestaan, het ek en jy nodig om te weet, dat daar gaan nog steeds aanvalle kom, en weet jy wat val die vyand gewoonlik die meeste aan, veral wanneer dit rof gaan, hoor wat ek vandag vir sê, wanneer jy voel, daar word pyle op jou afgevuur, het jy nodig om weerstand te bied. En wat Paulus hier kom sê, is hy sê, dis die skild van geloof, so met ander woorde, wanneer jy aangeval word, wat jy moet gebruik om dit af te weer, is jou geloof. Nou ek kan nie vir julle sê, in die berading gevalle wat ek al gedoen het in die tyd wat ek vir die kerk werk, in die pad wat ek met Jesus gestap het, hoe ek sien dat die vyand, wanneer dit rof gaan, dan sien hy 'n geleentheid om jou geloof aan te val. Hy wil twyfel bring. En ek kan dit opsom in 5 goed. Hy sê gewoonlik vir jou, is God regtig daar? Bestaan God regtig? Want jy kan vir jouself sê, jy weet, ek gaan deur hierdie moeilike tyd, ek glo in God, maar as God bestaan, hoekom gaan ek deur wat ek deurgaan? En die vyand sê daai stem vir jou, hoekom sal God, as God regtig bestaan, hoekom sal hy dit doen? En ons van julle wat dalk vanoggend hier sit, dat die vyand het 'n paar pyle afgevuur, en jy sit vanoggend hier, en dit was rof, en hy val jou nie aan wanneer dit goed gaan nie, hy val jou juis aan wanneer dit nog steeds sleg gaan. Wanneer dit voel jy het nie meer 'n einde nie, dan sal hy jou aanval. En dis so 'n ander ding wat ek donderdagoggend beleef, vrydagoggend beleef het, is dit gaan nou klaar rof, nou sal hy aanval. En dan begin jy bevraagteken, is God regtig daar? Of is dit alles 'n opgemaakte storie? Sien, is die aanval van die vyand. Die tweede ding wat ek sien soveel mense doen is God regtig in beheer? Jy weet, jou geloof begin bevraag, God is miskien daar, maar miskien is hy nie in beheer nie. Miskien is die duiwel in beheer. Miskien gee God, jy weet, is hy nie daar nie. Die derde ding is God goed? Met ander woorde, gee God eintlik om oor my? Ek bedoel, ons almal was al daar gewees, wat jy deur iets ongeloofliks moeilik gaan, en jy vra, Here, gee U ooit om wat ek nou voel? Is dit vir U lekker, of gee U net glad nie om nie? Jy weet, daar's 'n siening in die kerk, deur sekere mense, dat God bestaan, hy is in beheer, maar hy gee glad nie om oor jou nie. Ek sê jammer, maar dis nie die God wat ek in die Bybel sien nie. Maar die vyand kom oortuig jou dat God gee nie om oor jou nie. En dit bring my by die vierde ding, en dalk is die rede, hoekom ons dink God nie goed is vir ons nie, is want God is nie vir ons nie. Hy's kwaad vir jou. Hy sit daarbo en hy dink, het jy alweer dit gedoen? Het jy alweer daai program gekyk, wat jy nie moet kyk nie? Hoe reël kan ons vanoggend wees? Kan ons bietjie reël wees? Is dit reg met julle? Kan ons bietjie reël wees? Want julle wil nie hê ek moet reël. Okay, toe maak ons almal weer. Kan ons reël wees so as 'n familie? Okay, hier is 2 mense wat dit glo, so ek sal vir daai 2 mense so sê.
Jy dink die Here is nie meer lief vir jou nie, want jy kyk porn. Jy weet, dit is een van die grootste stryd wat mans, en dit begin nou 'n groot probleem onder vrouens ook word. En dis 'n siekte, dis 'n sonde, dit sluk jou in, en dit maak dat jy dink jy kan niemand daarvan vertel nie. Jy sukkel met dit, en niemand anders in jou lewe weet jy sukkel mee, tot jy uitgevang word nie. Dit beïnvloed hoe jy dink, dit beïnvloed hoe jy werk. Die navorsing is daar, dat dis wat dit doen. En dan dink jy dat God kan mos nie vir my lief wees as ek dit kyk nie. Of daar's van julle wat jy nou en dan om net so bietjie deur die dag te kom, en snyf jy ietsiekie. Dis van ons wat die bottel gryp. En ek is nie volgende hier om jou pak slaag te gee nie. Wat ek vir jou sê is dat God is net so lief vir jou wanneer jy verslaaf is aan alkohol, wanneer jy verslaaf is aan pornografie of aan dwelms of aan wat ook al, wanneer jy onrein gedagtes het. God is net so lief vir jou daar soos wat hy vir jou is wanneer jy nie vasgevang is aan daai goed nie. Die verskil is dat God wil nie hê jy moet daar wees nie, want hy weet dit verwoes jou lewe. En daarom wil hy jou uit dit uitnooi, hy wil vir jou sê, hou op om saam met iemand te slaap met wie jy nie getroud is nie. Dit verwoes jou. En as ek volgende op jou tone trap, is ek nie jammer nie. Ek is lief vir jou, maar ons het laasweek gesê ons moet mekaar die waarheid praat. Dis wat die woord van God sê. En wat die vyand kom is, hy kom oortuig jou dat wanneer jy met hierdie sondes besig is, dan sê hy vir jou, God wil niks met jou te doen nie. Trap. En jy begin daai leuen glo. Jy sien, maar wanneer ons die skuld van geloof optel, dan weet ons dat ek is nie my foute nie. En geloof is hierdie ding dat ek gaan na God se woord toe. En ek hoor wat God vir my sê. En ek bou my lewe op dit. Jy sien, want alles wat ek nou net gesê het, kom ons vat dit weer, is God regtig daar. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Johannes 1 vers 1. Ek gaan kyk en ek sien, Here, U het alles geskep. Inteendeel, navorsing begin al hoe meer wys dat dit wat in die Bybel staan waar is. Wel dan, julle vang uiteindelik op. Jy weet, dat hulle kry goed in die grond wat wys dat God het werklik die aarde geskep. En die wetenskaplikes, veral die ouens wat baie slim is, staan terug en sê, hoorie, ons kan nie hierdie verduidelik nie. Daar moet iemand wees wat alles gemaak het. So wanneer ek na God se woord toe gaan en ek lees Genesis, dan lees ek dat God het alles geskep. Dis wat ek my geloof opbou. Die tweede ding is God kragtig. Ja, julle kyk hier die kruisiging. Ons praat nou oor die 18de April gaan ons Paasnaweek hê. Hy's doodgemaak op die Vrydag. Hy het opgestaan op die Sondag. Selfs nie eers dood kon Jesus terughou nie. As jy wil weet of iemand kragtig is, laat hy uit die dood uit opstaan. Dis hoe jy weet iemand is werklik kragtig. Jy gaan lees dit in die evangelies. Is God goed en is God vir my? Wanneer laas het jy Johannes 3 vers 16 gelees? Want so lief het God die wêreld gehad, toe dit perfek was en sonder sonde was, dat hy net gekyk het en hulle gelos het. Is dit waar daar staan? Nee, Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie elkeen wat perfek is, of alles uitgefigure het nie, elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar gered kan word. Dis wat die woord sê, en jy bou jou geloof om dit. Maar nie net bou jy dit om die woord van God nie, jy bou dit op getuienis. Jy bou dit deur te hoor wat God sê. So Jesus word aangeval. Kom ons stop net gou daar. Jesus word aangeval deur die duiwel. Hy kom nie deur een of ander low-class demoon wat vir hom sê, hey Jesus, ek weet nie hoekom het 'n demoon nou net soos iemand in die Kaap geklink wat jy wil beroof nie. Ek weet, sorry. Hey Jesus, die duiwel, die hoof, die chief in charge kom by Jesus. Jy kan dit gaan lees, as jy dit wil lees op die uit, ek het dit vir jou neergeskryf. Hy kom hier so en hy sê vir Jesus dat hy kom bevraagteken en hy kom sê vir hom, is God werklik daar? En Jesus antwoord hom terug met woord. Ons gaan nou meer oor dit praat. Maar Jesus kom en hy staan die vyand teen met woord. Maar die tweede ding wat ek sien is met getuienis. En so ek wil jou vanoggend vra, wanneer laas het jy neergeskryf dit wat die Here vir jou doen? Jy weet, dis hoe ons die Bybel gekry het. Is mense, God het gewerk in hulle lewe en hulle het dit neergeskryf. Ek het hierdie, en paas, ek challenge julle, selfs maas, jy kan dit ook doen. Maar vir my seuns, wat ek doen is, ek het 'n Bybel gekoop. Ek was geforseerd om 2 jaar terug 'n nuwe Bybel te koop, want daai einste German Shepherd wat ek julle nou van vertel het my Bybel eendag gevreet. Want ek het hom buite vergeet en sy dog toe, hierdie lyk lekker. En ja, toe moes ek 'n nuwe Bybel koop en toe ek daai Bybel koop, toe besluit ek gaan hierdie Bybel saam met 'n joernaal
gebruik. En elke keer wanneer ek iets in hierdie woord lees, dan en ek beleef God sê vir my iets, dan skryf ek dit in die joernaal, ek highlight dit, ek skryf 'n verwysingkie daarby en ek hou hierdie twee bymekaar. En wanneer Gideon 18 word, dan gaan hy 'n Bybel kry wat van die begin tot die einde gelees is en getuienisse van wat God in my lewe gedoen het deur die woord. Daar's stories, daar's goed toe ons gesukkel het om swanger te word, daar's stories van toe ons swanger geword het en ons het gedink ons het die babietjie verloor. Daar's selfs stories in daai Bybel van toe ons miskraam gehad het, wat ek alles neerskryf en hoe die Here ons deur dit gedra het. Ek getuig. En weet jy wat, wanneer my seun 18 word, gaan hy 'n geskenk kry vir sy 18de verjaarsdag. Wat gaan sê, my seun, in jou lewe wil ek hê, wanneer jy ooit twyfel in God, is hierdie die skild van geloof wat jy optel. Want die Here het nog keer op keer vir jou pa en jou ma deurgekom en hy gaan vir jou deurkom. Dis die krag wat jy as ouer het, jy kan vir jou kind daai skild gee. En so daarom kom ek en ek skryf hierdie goed neer. Maar dan so nie net die woord en my getuienis nie, my getuienis my kinders nie. Wanneer laas het jy iemand vertel van wat die Here in jou lewe doen? Jy sien, dis die krag van wanneer ons bymekaar kom. Ons kan almal 'n preek kyk, worship kyk aanlyn. Jy gaan heel moontlik iemand kry wat beter, wat as ek kan preek, en jy gaan sukkel om iemand te kry wat beter worship as tuis. Ek wil nie vir julle sê, ons is gebless met ons worship span. Maar jy kan, ons kan, terwyl ons besig is. Maar in dit alles, jy kan daai goed aanlyn kry, maar weet jy wat kan jy nie aanlyn kry nie? Hierdie, community. Klerksdorp het iets baie spesiaal in ons community, en wanneer ons met mekaar begin gesels, wanneer ons hier na die tyd goeie koffie gaan drink, daai koffie wat Riandi sê ons versigtig voor moet wees, want blykbaar kom al babetjies uit daai koffie uit. Wil ek hier met jou oor dink, is as die Here hierdie week iets in jou gedoen het, vir jou deurgekom het, jy doen ander onreg aan om dit nie vir hulle te vertel nie. Jy sien, Openbaring sê dat ons oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Is jy besig om vir ander te vertel wat Jesus in jou lewe doen? Want as jy nie doen nie, dan lig jy nie jou skuld op die ander mense, die 4 pile kom en hulle weet nie wat om te doen nie. En wat jy kan doen is, jy kan met jou getuienis voor hulle inkom met daai skuld van geloof en jy sê, hier's wat die Here gedoen het. Die vyand het nie die laaste sê nie. Hy het vir my deurgekom. Hier's wat hy vir my gedoen het. Getuig. Ons gaan aan die einde van vanoggend gaan ek getuig. Ek wil nie net vir julle sê om dit te doen nie, ek wil dit self ook doen. Maar dan gaan Paulus aan en hy praat dan van die helm van verlossing. Nee, is nie met die helm gebore om iets te met. Toe ek vir die intern sê, is dit nie as jy soos kan goed sien nie. Toe sê ek, nee, julle is nou van die pad af, man. Is die helm van verlossing, Efesiërs 6:17. En daai woordjie verlossing is die Griekse woord soteria. En soteria beteken die volgende. Dit sê deliverance, perseverance en safety, of in Afrikaans verlossing, bewaring en veiligheid. Jy sien, as ons geloof sterk is, die volgende plek waar die vyand gaan aanval, jou gedagtes aanval. Dis hoekom ek dink Paulus gesê het, sit die helm van verlossing aan, want verlossing is wat jy glo. Jy sien, geloof is, al gaan ek deur 'n klomp goed, ek glo dat God is nog steeds in beheer. Maar wanneer dit kom by verlossing, dan is dit wat ek glo God vir my alreeds gedoen het. Nie net ek glo dinge gaan in die toekoms reg wees nie, dis ek glo dat God het alreeds vir my iets gedoen. Dis wat verlossing beteken. Dit beteken ek is verlos uit die kloue van die vyand, ek is verlos uit die aanval van die duiwel. Hy het nie meer 'n sê oor my nie. Ek is gesond. En nou hierso is hoe jy kan bepaal of jy vanoggend die helm van verlossing aan het. Ek gaan jou 2 vrae vra. Die eerste vraag wat ek jou vandag wil vra, en moet asseblief nie hardop skree nie, hoor. Hierdie is 'n vraag wat ek wil hê in jou hart moet antwoord. As ek vanoggend die eerste vraag wat ek jou wil vra is jy vandag moet doodgaan. Jy blaas jou laaste asem uit, of Jesus kom terug, is vandag die einde van hierdie wêreld, en jy kom vandag in die hemel. Of hierdie lewe is verby. Op 'n skaal van 1 tot 10, 1 is glad nie en 10 is definitief. Wat sal jy sê is die kans dat jy hemel toe gaan? Nou van ons sal sê, ek is miskien 'n 2, anders sal sê, ek dink ek is 'n 8. OK, tweede vraag. Die tweede vraag is, as jy dan nou doodgaan, en jy gaan hemel toe, en jy kom by die hemelse poorte, en daar staan iemand, ons weet nie of dit Peter is, ons weet nie eens of daar iemand gaan staan wat sê, ja, next, jy weet soos by my landse sake nie, en jy kom daar, en jy staan daar voor die poorte van die hemel, en daar word vir jou gevra, hoekom moet jy hier inkom? Hoekom mag jy in die hemel inkom? Wat gaan jou antwoord wees? Nou, of jy die antwoord gee op al twee hierdie vrae, want die helm van verlossing
As jy wil weet of jy werklik glo dat jy gered is, dan is die eerste antwoord 10. Dan kan jy sê, Marius, maar hoe kan jy definitief sê jy gaan hemel toe? Want dis nie gebaseer op wat ek gedoen het nie, dis gebaseer op wat hy gedoen het. Jy sien, al hoekom ek kan sê 10, is want ek is nie goed genoeg om myself te kan red nie. Ek kan nie myself, jy weet, niks wat ek in die lewe kan doen nie, maar weet jy wat kan ek sê? Ek het Jesus in my lewe, en omdat ek Jesus in my lewe het, is ek oortuig, ek is verlos. Jy sien my gedagtes, wanneer die vyand kom en hy kom val my aan, en hy sê vir my, Marius, dink jy regtig jy gaan hemel toe? Dan sê ek vir hom, ja. Weet jy hoekom? Want Jesus. En dis die antwoord op die tweede vraag. Nie net is ek doodseker ek gaan hemel toe nie, die rede hoekom wanneer ek by die hemel kom, hulle my gaan laat inkom, is deur niks wat hierdie ou gedoen het nie. Niks wat my ma vir my gedoen het, of wat my vrou vir my gedoen het, niks van daai goed nie. As ek al kom en hulle vra vir my, hoekom moet ek hier inkom, dan sê ek, want Jesus. En hulle sê, kom in. Jy sien, dit is hoe jy weet, jy het die helm van verlossing, maar hoe die vyand jou kom aanval, is hy kom val jou gedagtes aan. As jy 'n briljante boek oor dit wil lees, Greg Rochelle het 'n boek geskryf, War on the Mind. Hy kom praat net hier so, winning the war in your mind. Hy kom praat hier so oor, in ons gedagtes is daar 'n geveg. En die vyand probeer ons oortuig, ons is nie gered nie, of jy is nie goed genoeg nie, en hy val jou gedagtes aan, en dan begin jy bevraagteken of het God my regtig gered, of is dit net vir iemand anders? En hoor wat skryf hierdie Jonathan Placudo in 'n tweede hoofstuk van 'n boek. Hy sê, the battle is fought over thinking, 'n geestelike battle. The battle is fought over thinking, which feeds your heart, which moves you, and determines the trajectory of your life and parents, your children's life. The fight, the war is over your kids' minds. If you lose your life, your marriage, your relationships, your job, you lose something, it's going to start in the mind. Die vyand val, so maak seker dat ek weet wie ek is in Christus. Dis wat ons laas jaar Paasnaweek oor gesels het. Kom met vrymoedigheid. God is nie kwaad vir jou nie. Hy is lief vir jou, hy nooi jou uit. Kom. Dit bring my by die 6de gedeelte van die gevegswapenrusting. So ons het nou ons skoene aan, ons het 'n borsharnas aan, ons het 'n beld aan, ons gedagtes is toe, ons het 'n skild. En nou kom ons hierso by die woord van God, Efesiërs 6:17. Hy sê, dra die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Jy sien, hy kom hier so in, en hy sê vir ons, en dit is interessant, hierdie is die enigste een van die goed wat Paulus noem, wat ons terug mee beklei. Ons dink partykeer, ek gaan nou eerlik wees, daar was 'n oomblik, donderdag aand, Vrydagoggend, wat ek gedink het, ek gaan nou in my kar klim, en dan gaan hulle soek. En as ek hulle kry, weet ek nie wat gaan gebeur nie, maar ek het ook 'n busy lewe voordat ek Jesus ontmoet het. En daar was ook, ek kon op 'n stadium so klein bietjie, nie baie, maar ek kon 'n klein bietjie, okay? Net genoeg tot my vriende opdaag, okay? So, ek sal nog van julle gebel het, jy weet. En ek dink, ek wil ons gaan, en ek hoor die Here vir my sê, maar Marius, preek jy nie, die geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. As jy nou mos hulle met jou vuiste gaan aanvat, gaan hulle dalk jou op jou plek sit, want jy weet, jy bietjie out of shape. Maar, I'm in a shape, just out of shape. en hulle sê, so wat, en die Here sê vir my, so buiten die feit dat jy heel moontlik daai fight gaan verloor, besef jy dat dit wat in hulle harte aangaan, is 'n bose gees wat hulle dryf om hierdie goed te doen. Hulle het die vyand toegelaat om hulle gedagtes, en hy sê, nou wil jy met vlees teen gees gaan beklei, jy gaan tweede kom. Ja, Here, ek's jammer. Ons almal moet partykeer dit sê. En ek begin net woord. Ek begin net woord spreek, ek stap in daai erf van my, en ek gaan bid, ek sê, Here, die bloed van Jesus om hierdie erf. Weet, en ek sê vir my skoonpa lag so, hy sê, maar daai kar is gesalf, broer. Hulle sal nie hulle kan die tyres vat, ons volgende keer salf ons die tyres op, maar die kar, hy gaan nie die kar vat nie. Die woord aan Jesus, ek sê, nee, is reg, pa, en ek stap daar, en ek bid vir my erf, en ek bid vir my kinders. Ek bid vir veiligheid, want jy voel onveilig as so iets gebeur, en jy dink, miskien kom hulle terug. En ek begin net die woord van die Here spreek, en wat ek nou gesê het, is Jesus kom, in Matteus 4, Markus 1 en Lukas 4, vertel dieselfde storie, waar Jesus deur die vyand versoek word, in die woestyn, en hy sê vir hom 3 goed, hy sê vir hom, verander hierdie klippe in brood, spring van die tempel af, die engele sal jou kom red, en val neer en dan bid my, en elke keer antwoord Jesus hom terug, deur vir hom skrif te gee. Hy sê nie vir hom, ag jy's laf man, of wat ook al, weet wat sê hy haal skrif aan,
En die skrif wat hy aanhaal, is uit Deuteronomium uit. Nou kan ek jou gou vra, as van julle vandag om jou lewe te moes red, 'n skrif uit Deuteronomium uit moes aanhaal, wie van julle sou nog bly lewe? Ek, want ek het dit geswat. Maar die res van julle is in die moeilikheid, boys. En Jesus ken die woord, want hy is die woord, maar hy het leer dit en hy het in dit geleef en het hom verander. Ek wil jou die vraag vra, as die vyand jou gedagtes kom aanval, jou geloof kom aanval, dit wie jy is kom aanval, daai pile kom en hy's hier by jou en hy wil steel en hy wil slag en hy wil verwoes, het jy genoeg om hom teë te staan? Het jy genoeg in jou hart geberre dat jy kan sê, vyand, jy kan kom, maar jy kan nie by my steel nie? Ek weet ek is die kop en ek is nie. As hy vir jou kom praat oor jou waarde, dan sê hy die woord sê, ek is die kop en ek is nie die stert nie en jy sal reeds oorwin. Dis wat die woord sê. Maar het jy dit in jou hart? Jy sien, ons leef in 'n samelewing waar ons al hoe minder tyd in God se woord begin spandeer. Want ons is te besig. En ek wil jou so challenge dat om terug te kom by God en te sê, Here, soos wat U geveg het, wil ek veg. Nou, hier is die ding. As ons praat oor die woord van die Here, dan praat ons van hierdie ene. Wat jy cool is hierdie. Nee? O ja. Wie van julle try? Hierdie is in die kantoor. Ek probeer nog uitvind wat sy storie van hierdie swaard. Iemand het hom, ek dink, geskenk vir die kerk. Hierdie swaard is al deur 'n paar goed in die gemeente. En vanoggend kyk ek na hierdie swaard en ek beleef vir die Here vir my sê, dit wat hierdie gemeente vorentoe moet doen en hoe ons moet veg is met sy woord. Nie met vlees nie. En die ding met 'n swaard is nogals moeilik om hom te beheer. Die ding is nogals 'n gewig hier. Hierdie is eers 'n regte swaard nie. Hy is nie baie skerp nie, jy weet. Jy gaan 'n bietjie sukkel. Jy kan jou brood botter met hom, maar dit's about it. En jy gaan hom dalk in iemand kan insteek, maar dit gaan vir hulle en vir jou nie baie lekker wees nie. Ek sit hierdie swaard hier, want ek wil hê jy moet sien, dat wanneer die vyand kom, met sy leuns, wanneer hy kom om ons aan te val, dan gaan dit nie gebeur nie, okay. Gaan ons staande bly, nou, ons weer af met die een kant, en ons veg met die ander kant. Jy sien, 'n skild keer die aanvalle van die vyand, maar die swaard maak dat ons vorentoe kan gaan. Ek wil dit terugbring by ons jaartema, hemel op aarde. As ons hemel op aarde wil beleef, het ons nodig om met hierdie swaard vorentoe te gaan. Dankie, Jacques. Vanoggend terwyl ek hier bid en ek wil hiermee afsluit. Lons, sit gou vir my daai gedeelte op van die woord van Efesiërs 6. Wil jy met saam met my lees? Dit is interessant. Hy sê nie net die woord van God nie, hoor dit hy sê daarom moet julle nee, die een wat praat oor die woord, gaan aan. Gaan nog enetjie terug vers 17. In vers 17 dan kom hy praat van die woord van die Gees. Wat hy sê die swaard van die Gees, ekskuus, dit is die woord van God. Jy weet, ek het al baie keer in my lewe gesien hoe hierdie mense kan seermaak. Wanneer jy hierdie gebruik om 'n punt te bewys, wanneer jy die woord van God gebruik om jou opinie te dryf, dan kan jy seermaak. En ek het dit al 'n paar keer gesien. Maar wanneer jy hierdie swaard vat en jy laat toe dat die Gees jou lei, dan bring hierdie herstel. As jy saam met die Gees van die Here, as ons die Heilige Gees in ons gemeente toelaat, as ons sê Here, U is welkom hier, as ons toelaat dat Heilige Gees in ons harte beweeg, en vanaf daai plek gebruik ons die woord, bring hierdie woord genesing, bring hierdie woord hoop. En dan stap ons in die duisternis in, en ons besef, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, ons besef 100% met alles in ons, dat wanneer ons hierdie woord vat, as 'n wapen, dan vlug die vyand, want daar's niks kragtiger in hierdie wêreld as die woord van God nie. Ek stem enige met my saam. God se woord, as jy dit in jou hart kan inkry en die vyand kom met sy goed, dan weer jy sy aanval af, maar dan slat jy vir hom plat. En ek praat nie van fisies nie, hoor, jy moenie iemand, dis nie wat ek sê nie. Ek het begin deur vir julle te vertel hoe my lang naweek begin het. Daai oggend 7:15. So ek kon toe nou nie slaap nie, ek lê in my bed.
goed hardloop deur my kop, ek praat met die Here, ek dink aan vanoggend, praat met die Here en 6:15 kom al 'n WhatsApp deur, op ons buregroep. Iemand het 2 Ford tyres gekry, in Prinsesstraat. Nou dink ek, kan dit wees? Here, wat nou? En dadelik bel ek die vrou, en die vrou sê, nee man, hierdie huis gaan net soontoe, daai ouens het 2 Ford bakkie tyres. Nou het ek gehoor, daar's ander tyres ook gesteel, so nou dink ek, miskien, jy weet, wat is die kans? Klim in my kar, ry soontoe. Nou ek voel verantwoordelik, want julle nog verstaan, die rede dat my skoonouers hier is omdat ons kind gebore is, en omdat dit bietjie chaos by die werk op die oomblik is, en hulle ry vandag terug Middelburg toe. En ek voel skuldig, het voel vir my, hier is my skuld, dat die tyres gesteel is, en ek loop met al hierdie skuldgevoel rond, en die Here sê vir my, man, I got you. En ek het gedink, hy bedoel die versekering gaan ten volle uitbetaal. En ek stop by hierdie ouens se hekke, en dis die eienaar van een of ander van een of ander sekuriteitsmaatskappy, en ek weet nie hoekom nie, maar hulle staan met groot guns by die hek, so ek was nogals bang, toe ek al stop, toe stap hulle hek toe met die guns, en ek sê van, I don't want any trouble, ek het regtig, ek sê vir hulle, I don't want any trouble, those tyres over there, they belong to me. Sorry, sê, can I have your ID number? En ja, is reg. Hulle laat met hulle alles werk deur die hek, en ek staan nie, en ek hoor net hoe die Here vir my sê vir my, check hier. En ek sê, okay. En 'n uur en 'n half later is daai bande terug op my skoonpa se kar. Dis ons bande wat gesteel is, en wat, ja, ons kan die Here loof vir dit. En ek staan in hierdie hele ding, en ek is verontwaardig, ek sê, Here, hoe, en weet julle wat het gebeur? Hierdie 2 vriende het in die pad afgestap met hierdie tyres, en toe hulle verby hierdie ouens se huis kom, toe sê hierdie ouens, hey, en hulle vat hulle wapens, en hulle draai, hierdie is massive, hulle kom en hulle gaan uit die hek uit hulle veilige plek uit, hulle maak die hekke oop, hulle stap uit, hulle vat hulle wapens, en toe hulle vorentoe stap, toe gooi daai manne dit wat gesteel is net daar neer, en hulle hardloop vir hulle lewens. Kan ek jou vra, as die kerk die woord van die Here by hierdie mure gaan uitvat, en in hierdie strate invat, dan gaan die vyand neergooi wat hy gesteel het, en geslag het, en verwoes het, en hy gaan hardloop, want die woord van die Here het al reeds oorwin, sê die woord van God. Ek weet ons van julle wat goed gesteel het, wat dit nie teruggekry het nie, so ek is jammer vir jou, nee, maar ons het ons in teruggekry. En ek beleef hoe die Here vir my in die hele ding kom en praat, en hy sê vir my, Marius, watch this, watch this, watch this. Jy sê, jy weet nie meer waarmee preke te kry nie, ek gaan jou preke vir jou gee. 2 weke terug sê ek vir julle, ek sit daar en ek sê, Here, ek kan nie, en hy sê, hy kan. Hier is ons vandag. En hy gebruik iets aakligs, om die wapenrusting vir my te kom reël maak, want daar was twyfel gewees, Here, gee u ooit om as hierdie goed gesteel word? Tel ek het op, ek sê die Here het van tevore af, tel hy skuld op. Ek hou bly in die waarheid. Sien, wanneer ons hierdie vat, en ons het die skoene van bereidwilligheid aan, dan gaan ons in moeilike plekke in, en die duiwel kan net vlug, dis al wat hy kan doen. Dis al wat hy kan doen. So as 'n familie, vanoggend wil ek jou uitdaag om dit te doen. Kom ons sluit ons oë. Here, van ons sit dalk vandag hier en ons is geestelik kaal. Ons het toegelaat dat dit wat ons aan het is ons eie opinies, ons eie waarheid. Ons het ons slippers aan en nie skoene van bereidwilligheid nie. Ons swaard lê iewerste en het stof op. Maar ek beleef hoe u Gees ons kom lei vandag. Deur te sê, trek aan dit wat ek vir jou het. Kom vat dit wat ek vir jou het. En Here, my gebed is dat wanneer ons hier uit sal stap vandag, in ons wêreld ingaan, ons hoef nie elke oggend spreekwoordelik voor ons bed te sit en hierdie goeders aan te trek nie. Ons het dit in ons binneste. En ons kies daagliks om te sê, Here, ek wil my gedagtes beskerm. En Here, ek wil vanoggend kom bid van bo tot onder vir elkeen van ons. Here, ek wil kom bid vir elke persoon se gedagtes. Daar waar daar gedagtes in gekom het van, ek's nie werklik gered nie. Here, dat ons vandag sal besef dat dit wat U meer as 2000 jaar terug aan die kruis gedoen het, is die volmaakte en volbringde werk van Jesus Christus. Ek hoef nie iets by te voeg nie, dit was genoeg gewees. En daarom, as ek by die hemel eendag kom en hulle vra hoekom kan ek inkom en moet ek hemel toe gaan, dan sal ek sê ja, want Jesus. Ek sal nie toelaat dat geleens in my gedagtes inkom nie. Here, ek wil kom bid vir ons harte.
Here, dat ons hierdie borsharnas van geregtigheid sal aan hê, dat ons lewens, die keuses wat ons maak, ons harte sal beskerm, dat ons harte op 'n goeie plek sal wees. Here, kom help ons om die borsharnas van geregtigheid aan te trek. Here, saam met dit wil ek om bid vir 'n skild van geloof. Mag ons mekaar vertel, mag ons 'n skild hê wat wanneer die vyand kom en hy probeer in die moeilike situasies ons nog meer afbreek, dat dit hoe ons dit afweer is deur om na u woord toe te gaan, deur om mekaar te vertel van wat u gedoen het en hoe u nog steeds besig is om dit te doen. Here, ek wil gaan en ek wil vra, mag ons u woord vat en mag ons wanneer ons die vyand sien, mag ons hom aanval en mag hy vlug vir sy lewe, want hy weet, hy kan nie die woord van die Here teëstaan nie. Maar Here, maar dan mag ons die skoene van bereidwilligheid aantrek om in die moeilike wêreld in te stap en te gaan deel dit wat U vir ons gegee het. En Here, dit alles bymekaar hou is waarheid. Here, U woord is waarheid. Ons hou aan dit vas. Lei ons in dit. Asseblief, Here. Ek bid dit in Jesus se naam vir elkeen wat hier sit, dat hulle daagliks sal kies om hierdie goed in hulle lewens toe te pas. En soos wat ons nie eers meer dink om ons skoene vas te maak nie. Ons doen dit net. Mag ons elke dag hierdie goeders aantrek voordat ons enige plek gaan. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.